Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na die gelykenis van die saaier, soos ons dit lees in Markus 4, verse 1 tot 20. En alhoewel hierdie 'n bekende gelykenis is, hou dit steeds soveel waarde vir elkeen van ons in. Ons sien in die gelykenisse dat Jesus beelde gebruik wat baie bekend was aan die mense van die tyd. En aangesien landbou 'n baie belangrike deel van hulle bestaan was dit dus treffend van hom om die gelykenis van 'n saaier te gebruik, wat op verskillende tipes grond gesaai het. Ons sien dan in hierdie gelykenis die verskillende opbrengste wat die saad gegee het, alhoewel presies dieselfde saad elke keer gesaai was. In verse 10 tot 12 kom Jesus se disippels dan met die vraag, wat beteken dit alles? Want selfs al het hulle so naby aan Jesus gewandel, was dit steeds vir hulle so bietjie van 'n misterie wat Jesus hier probeer sê het vir die skare. En dit kom wys net weer vir my dat ons op geen stadium hoef te voel ons moet alles weet en alles verstaan nie. Ons mag vra en ons moet leergierig bly in ons eie geestelike wandel. In vers 11 sê Jesus vir die disippels dat hierdie een van die verborgenhede van die koninkryk is. Nie omdat hy nie wou hê mense moet verstaan nie, maar omdat hierdie verborgenhede geopenbaar sal word aan diegene wat soekend is. Die Here begeer verhouding met elke mens. En deel van hierdie vertroue en verhouding bou is dat ons soekend moet wees na meer van hom. En daarom is sommige goed in die woord so bietjie moeiliker om te verstaan as net die woorde op die bladsy. Maar vir elkeen wat soek, sal ook gegee word, soos ons in Matteus 7, verse 7 en 8 beloof word. In verse 13 tot 20 kom gee Jesus dan die korrekte sleutel aan sy disippels, sodat hulle die regte deur kan oopsluit, om te sien wat hy nou eintlik gesê het. David Guzik maak 'n oulike opmerking hieroor, wanneer hy sê dat sonder die regte sleutel, elke persoon wat die gelykenis aangehoor het, 'n ander verstaan sou gehad het. Die boer sou dink dat hy met meer versigtigheid moes saai, omdat hy onnodig saad gemors het. Die politikus sou dink dat hy 'n opvoedkundige boerderyprogram op die been moes kry, om boere in die omgewing te kan help. En die joernalis sou dink dat hier 'n groot storie is rondom die voëls in die omgewing en hoe dit die landbousektor beïnvloed het. Maar die waarheid is, hulle almal het die verkeerde deur oopgesluit en nie een het dus die korrekte beeld oor die boodskap gekry nie. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons Bybel lees, ons die Heilige Gees moet uitnooi om deel van ons stilte tyd te wees. Want anders gaan ons eie teologie rondom sekere skrifgedeeltes begin vorm. In vers 14 begin Jesus dan die gelykenis vir hulle uit te lê, deur eerstens te sê dat die saad wat gesaai word, sy woord is. Dus weet ons dat elke persoon presies dieselfde boodskap uit die woord lees, maar dat almal se harte nie dieselfde ontvanklikheid daarvoor het nie, weens verskeie redes. Die eerste rede is dat sommige mense se harte so hard is soos die klipharde grond langs die pad. Daardie grond wat almal oploop en wat dus so vasgetrap is dat geen saad 'n plekkie sal kry om na binne te gaan nie. En omdat dit net bo op die grond lê, kom die Satan en verwyder dit net onmiddellik weer deur sy leuns. Die tweede rede is omdat sommige mense se harte rotsagtig is. Daar is so dun laagie grond bo-op, dat daar eintlik geen plek is vir die wortel om na binne te penetreer nie. So, hierdie mense hoor die woord entoesiasties aan, maar die woord kry nooit regtig vaste plek in hulle lewens nie. En die eerste uitdaging wat oor hulle pad kom, dan verval hulle maar net weer in hulle ou wêreldse gewoontes in. Die derde rede is dat sommige mense die woord ontvang, maar dit tussen die dorings in hulle harte laat lê.
So, hulle harte het wel vrugbare grond, maar die probleem is dat hulle alles toelaat om te groei. So, hulle is bereid om die woord aan te hoor, maar hulle laat ook toe dat wêreldse bekommernisse op hulle groei. En éventueel is die wêreldse dinge net meer as wat die woord ooit vir hulle kon wees. En laastens sien ons die groep mense wie se harte oop en ontvanklik is, wat vrugbare grond bied vir die woord wat in hulle lewens gesaai word. Mense op wie se lewens ons die vrug van die Gees kan sien, omdat hulle die Here toegelaat het om hulle te kom verander vir die beter. En dit is waar die Here graag elkeen van ons wil hê. Daar waar hy ook 'n plek in ons harte het. Ek sluit vir ons af met die woorde van Hosea 10 vers 12, soos ons dit lees uit die Boodskap vertaling uit. Ek het vir hulle gesê, plant in die grond wat reg en billik is, en julle sal liefde daaruit oes. Breek met die ploeg nuwe grond oop. Soek in hierdie tyd na die Here. Hy sal dan kom, en hy sal alles wat goed en reg is, op julle laat kom, soos reën wat val. Geniet julle tyd vandag in die woord en mag julle baie geseënde week verder hê. Ons gesels weer binnekort. Totsiens.